Ons het nou al die afgelope paar weke het ons gepraat oor die teenwoordigheid van die Here. En het ons gepraat oor om dieper te gaan in God se teenwoordigheid. Ons het gepraat om weier te gaan. Ons het gesien hoe die Here ons tentpenne wil vergroot en uitsprei en dat ons moet weier gaan. Ons het gesien dat die Here ons wil verder vat, dat hy wil hê dat ons nie net moet bly waar ons nou is nie, maar dat ons verder moet gaan. Ons het gehoor dat die Here wil hê dat ons moet hoër gaan, en hierdie was die kontras, deur hoër te gaan, beteken dat ons moet laer gaan op ons knieë. Dat ons moet laer gaan op ons knieë. En ek wil vanoggend, ek het vir die Here gevra, Here, is daar iets anders wat U wil hê ons moet oor praat? Is daar iets anders? Is daar 'n ander onderwerp wat U wil hê ons moet oor gesels? En ek het net duidelik gehoor, die Here sê, nee, I want to take you deeper into my presence. En ek glo met my hele hart dat dit wat ek vanoggend met julle gaan deel, gaan oorspoel na volgende week toe. So sê vir die een langs jou, ek sien jou volgende week. Want ek glo dat die Here is besig om ons voor te berei om sy teenwoordigheid te huisves. Maar voor ons verder gaan, toe ons bid in die bidkamer, het die Here net vir my hierdie skrif gegee wat ek ervaar het. Ek moet net vanoggend met jou deel voordat ons aangaan. In Galasiërs 2 vers 20 staan daar, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself to me. Ek wil klem lê op hierdie volgende gedeelte. It is no longer I who live, but Christ who lives where? In me. Daar's 'n ander skrif wat sê, weet julle dan nie dat jy is die tempel van die Heer? Ons is 'n tempel vir die Heer, vir die Heilige Gees om in te woon. So dit sê vir my en vir jou dat we need to host the presence of God within our lives. Ons moet die teenwoordigheid van God huisves. Jy moet 'n huis wees. Wie van julle, as julle hoor iemand kom by julle kuier, of julle het 'n reëlings gemaak dat mense by julle gaan kom kuier, wie van julle maak al die vensters oop, laat al die stof inwaai en dat jou plek lekker vuil is voor die mense kom? Wie van julle doen dit? Niemand nie. As jy weet iemand kom kuier by jou, dan is mamma die eerste persoon wat sê, almal spring weg, ons maak huis skoon. En dan gryp almal 'n stofsuier en 'n stoflap en 'n mop en 'n ding en ons almal spring weg en ons maak die huis spotless. Hoekom? Want jy wil hê dat die mense wat na jou toe kom in 'n skoon huis instap. Werk dit so by julle ook? So ons is normaal. Okay? So dit werk by jou ook so. Ons almal hou daarvan om 'n skoon plek te hê wanneer ons mense gaan host. Wanneer ons gasheer en gasvrou gaan wees van mense. Die grootste probleem wat ek sien en ervaar, is dat ons maak nie ons huis skoon wanneer ons die Heilige Gees nooi nie. Inteendeel, ons leef soos wat ons wil, ons maak soos wat ons wil, en ons sê soos wat ons wil, ons dink soos wat ons wil, ons doen soos wat ons wil. En dan verwag ons dat God, 'n heilige God, woning moet kom maak in ons lewens. So ek wil hê ons moet hierdie paar weke wat voor lê. Nou, ek moet sê, die Here gaan ons nie die hele tyd tik oor ons vingers en vir ons sê,
julle moet nou skoon wees, en julle moet nou dit, en julle moet nou dat, en so aan. Nee. Ek glo dat hierdie boodskappe wat die Here die volgende paar weke met ons gaan deel, gaan 'n uitnodiging wees om lewens te leef wat hom eer, wat hom tevrede stel. Het gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor God se liefde wat met uitsprei na mense rondom ons. En as ek en jy nie kan leef soos wat God wil hê ons moet leef nie, hoe gaan ons getuies wees daar buite? Die Bybel leer ons gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en leer hulle alles wat ek julle geleer het, om alles te onderhou wat ek julle geleer het, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe gaan ek en jy witnesses wees vir 'n wêreld daar buite as ek en jy nie lyk soos God nie? As ons lyk soos die wêreld, doen soos die wêreld, praat soos die wêreld, hoe gaan mense weet dat God 'n werklikheid is in my en jou lewe? Ek gaan nou probeer sê wat Dr. Mario Denton gesê het. Ek gaan nou mooi fokus. Hy sê, your talk talks and your walk talks, but your walk talks louder than your talk talks. Moet ek dit weer sê? Gaan probeer. Your talk talks, but your walk talks louder than your talk talks. So hoe ek en jy loop en hoe ons wandel is harder as wat ek en jy sê. Jy kan vir almal sê jy's 'n kind van die Here, maar as jy nie gaan loop soos 'n kind van die Here nie, gaan niemand weet jy's 'n kind van die Here nie. Why? Because our walk talks louder than our talk talks. Dit is mooi gesê, hè? Dit is mooi gesê. So ek wil vanoggend 'n platform skep vir my en vir jou om te verstaan wat dit behels om die teenwoordigheid van God, om die heerlikheid van God te huisves. En ek gaan vir julle 'n paar goeters lees, 'n paar stellings wat mense gemaak het. Pastor Patrick wat by ons kom preek, die 8ste, hy het gesê, there is nothing I desire more in this life than to be in the presence of God. My vraag aan ons almal vandag is dit ons begeerte? Kom ek lees dit weer vir jou. There is nothing I desire more in this life than to be in the presence of God. Nou is my vraag hier die volgende. Klassifiseer ons God se teenwoordigheid net as die teenwoordigheid wat ons ervaar tydens worship? Is dit die prentjie wat jy het van God se teenwoordigheid? Dan wil ek vir jou sê, jy mis God se teenwoordigheid heeltemal. As dit is die begeerte wat ons het, is om elke Sondag in God se teenwoordigheid in te beweeg, net met die worship gedeelte, dan mis ek en jy 'n groot gedeelte van dit wat die Here met ons wil deel. So, kom ek lees vir julle 'n paar stellings. Pastor Hendrik het gesê, julle ken nou nie die mense nie, maar hy het gesê, from programs to presence. Ons is baie keer geneig in die kerkewêreld om programme aan te bied, om dinge te doen, om te werk. En dan dink ons, dit is hoe ons die teenwoordigheid van die Here gaan kry. Ja, dit is hoe ons gaan leer hoe om sy teenwoordigheid te huisves. Maar as ons net gaan fokus op programme, gaan ons nooit sy teenwoordigheid ervaar soos wat ons kan nie. Die volgende persoon het geskryf, too often we focus only on speaking in tongues as the sign of His presence, yet forget that without the fruit of the Spirit, there is no evidence at all. Only noise without meaning. Ouens, moet my nie verkeerd verstaan. Om in tale te praat is amazing, dit bou jou gees, dit skep atmosfeer, dit is jou gees wat met God se gees praat. Dit is amazing en ek wens dat almal in tale kan praat.
En almal kan in tale praat, maar ek wens almal kan nou in tale praat. Maar wat help dit? Ons almal praat in tale, maar ons het geen vrug nie. Wat help dit? Ons het alles, ons funksioneer in profetiese gawes. Wat help dit ons funksioneer in al die gawes van die Heilige Gees, maar ons het geen vrug van die Heilige Gees nie. Die vrug is die bewys dat ek en jy die Heilige Gees in ons lewe het. Hoekom? Want vrug word net produce deurdat ek en jy gewortel is, ingeënt is met God. As ons nie ingeënt is, as ons nie in Christus is nie, kan sy voorsiening, sy bron van krag, sy heerlikheid nie deurvloei na ons nie. Maar dis net deur God se Gees wat vrug kan voortkom. En as ek en jy nie die Gees van God huisves nie, as ons nie 'n tempel van die Heilige Gees is nie, hoe gaan die vrug voortkom? Galasiërs 5, ons gaan dit nou lees. Galasiërs 5 sê, this fruit is produced by the Holy Spirit. Wat sê dit vir my en vir jou? Ek en jy kan nie die vrug produce nie. It is only by the Holy Spirit that fruit is produced. Dis net deur die Heilige Gees wat liefde kan voorkom. Dis net deur die Heilige Gees dat vreugde kan voortkom. Dis net deur die Heilige Gees wat daar lankmoedigheid kan deurkom. Long suffering. Dis net deur die Heilige Gees wat selfbeheersing produced kan word. Ek en jy kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Amen. Pastor Steven Claassen, 'n baie nice pastoor, hy funksioneer baie in die gawe van genesing en profesie en so aan. Maar hy was by 'n kerkdiens en die Here sê vir hom die volgende: Last night in the service I was there and you did not recognize me. Toe Pastor Steven Claassen hierdie skryf, toe dink ek by myself, Here, hierdie man, ek hou van Pastor Steven, hy's baie nice. Hy funksioneer in die gawes van die Heilige Gees. En so kom ons baie keer in die teenwoordigheid van God en ons is nie eens bewus dat God daar is nie. Ons is nie eens bewus dat die Here by ons is nie. So wat beteken dit vir my en vir jou om God se teenwoordigheid te huisves? Een van die beste boeke wat ek nou al gelees het rondom die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat praat oor wie hy is en wat hy doen en die belangstelling dat God 'n woning wil kom maak by ons, is 'n boek wat Tommy Tenney geskryf het, naamlik The God Chasers. As jy daai boek in die hande kan kry hom, lees hom, dit gaan jou lewe verander. Maar in hierdie boek skryf hy die volgende: We've become professionals at doing church, but amateurs at hosting His presence. Laat daai gou net 'n bietjie insink. We've become professionals at doing church. Ons weet hoe om kerk te hou. Ons weet hoe. Dis baie lekker. But we're amateurs at hosting His presence. En ek dink dit is die plek waar ek en jy eintlik moet wees. Dis ons moet professionals wees om sy teenwoordigheid te huisves en liewerste amateurs wees deur kerk te hou. Ek kyk baie keer, as 'n pastoor, kyk 'n mens baie keer na ander kerke en jy dink, ja, daai ouens is so nice in daai gedeelte. Miskien moet ons ook probeer kyk om so iets te doen. Miskien moet ons hierdie hype 'n bietjie maak. Kom ons doen 'n bietjie hierdie ding en ons try 'n bietjie daai ding. En dan besef ek net al hoe meer, that's not what my desire is. En vanoggend sit ons hier
En hier's 'n paar besoekers wat vanoggend saam met ons hier is. En ek glo dat jy by verskillende kerke kan ingaan en verskillende dinge kan ervaar. By die een kerk gaan jy ingaan en dit gaan hierdie amazing experience wees. Ek meen van die parkeerarea regdeur tot aan die einde van die diens is daar hierdie excitement en hierdie grootheid. Ek kan vir julle almal ballonne in die hand gee. Ek kan vir julle almal streamers gee. Ek kan vir julle almal bordjies in die hand gee en sê well done en al die tipe van goed en ek kan hypes. Ons kan hype stig. Dis maklik. Ons die band kan gooi. Maar as ons hier uitstap en sê dit was 'n nice kerk, het ons dit gemis. My begeerte en my gebed die afgelope paar jare is, Here, dat mense in hierdie plek sal instap en U teenwoordigheid sal ervaar. Dat mense hulle God sal ervaar, dat hulle hier sal uitstap en sal sê, die Here het met my gepraat. Wat help dit? Ons kom by die huis en ons sê ons het lekker kerk gehou. Dan sê dit vir ons, dan sê dit vir my, ons het goeie professionals geraak in doing church. Well, we need to be professionals, as ek dit nou daai term kan gebruik, to host the presence of God. Hy skryf verder in hierdie boek, sê, what would happen if God walked into the room and we didn't recognize Him because we were too busy with our agenda? Ons program, hoe ons dinge wil doen. My voorkeur en my afkeer, dit wat ek like. Ek wil, kerk moet wees soos wat ek daarvan hou. Dit moenie ons hartklop wees nie. Kerk hou by mekaar kom, hierdie diens moet nooit gaan oor wat jy voel nie. As jy hier uitstap en sê, ek het nie lekker kerk gehou nie, dan het jy die punt gemis. Want hierdie diens gaan nie oor jou nie, het gaan nie oor my nie, dit gaan alles oor God. Jy moet liewers hier wegstap, ek moet hier wegstap en vra, het ek die Here geloof en geprys en is hy tevrede met wat ek vanoggend gebring het? Nee, ek het, die band het gekook vandag. Dit gaan nie oor die band nie. Nee, hy pastoor het vandag allemaal vir jou gepreek. Dit gaan nie oor my nie. Ek sal aan die bidkamer gaan sit met die mic aan en jy moet net luister. Julle hoor wat ek sê? Dit moet alles gaan oor God. Ons moet hier wegstap en sê, Lord, did I honor your name enough today? Did I lift your name up with everything that I have? Het ek het alles op die altaar gelos? Dis waar ons moet wees. Right. Ja, ek is passionate hieroor, want die Here praat die afgelope tyd baie met my oor sy teenwoordigheid en hoe ons moet leef en hoe ons moet werk en hoe ons moet fokus. Waaroor gaan dit in my en jou lewe? Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. Ag, draai net die ou langs jou, sê met 'n smile, dat hy daarom voel, dit kom uit liefde, dan sê hy, hey, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. Sê vir jou man, sê vir jou vrou, sê vir jou vriendin, sê vir jou vriend, hey, jy moet sê, hey, het gaan nie oor jou nie, het gaan oor God. Amen. Ja, maar pastoor, ek wil ten minste gemaklik wees in die kerk. Weet julle wat, nee, ons is baie bevoorreg, ons het aircons, ons het waaiers, ons het stoele, ons het 'n gebou. Ons het 'n parkeerarea. Ja, ons moet eendag binnekort golfkarretjies aanstel om die ouens van Boulevard af in te bring. Die parkering is min, maar ons het 'n plek. Volgende Sondag as jy hier kom, gaan ek al die stoele wegpak. Ek gaan al die aircons afsit. Ek gaan al die waaiers afsit. En dan gaan ek kyk, waar is jou hart? Nou sê hulle klaar vir julle man en vrou, yes, dankie vir daai heads up, ons bring 'n kampstoel. En 'n waaiertjie. Ouens wat kerk hou, pastoor Jan Besuidenhout, hulle het 'n kerk geplant in Rundu. Dis baie warm daar. In Rundu. En hulle bou 'n kerk. Mure, singplate, pragtige plek. En hulle hou kerk.
En dan kom 'n storm deur en die dak word afgeruk. Net die mure staan. Alles word weggewaai. Hy stuur vir ons video's, dit was nou verlede jare ergens. Hy stuur vir ons video's hoe daai mense in daai 4 mure kerk hou in die middel van die dag in die son en hulle dans en hulle sing en hulle maak die Here se naam groot en dit is amazing. Geen worries nie. Hoekom? Want hulle het 'n liefde vir God ontwikkel wat ver bokant hulle comfort zone gaan. Ons wil ten minste net in 'n gebou ingaan waar dit cool is. En ek verstaan dit en ek is ook daar. Ek wil ook gemaklik wees. Die klank moet ook my ore streel. Die klank moet mooi wees. Alles moet lekker wees. Maar wanneer die Here ons roep na ongemak, dan wonder ons baie keer, is dit die Here wat my nou hiernatoe nooi? Is dit die Here wat nou met my gepraat het? Want die Here is dan nou nie God van ongemak nie. Hy is mos 'n God van gemak. Wel, ek dink nie jy lees jou Bybel so lekker dan nie. Want die Here sê juis, as jy my volg, gaan daar 'n bietjie ongemaklikheid wees. Soos hierdie diens vanoggend. Baie van julle wat hier sit is bietjie ongemaklik want ek praat so 'n bietjie reguit vanoggend. Nee, stuur so 'n bietjie in die hart. Om die teenwoordigheid van God te huisves, moet ons een ding eers verstaan. God is alomteenwoordig. God is oral. God is oral. Luister mooi wat sê Psalm 139. As jy die YouVersion Bible app het, die verse is daar op events. Andersins vat jou Bybel en volg saam. Psalm 139 vers 7 en 8 sê, I can never escape from your spirit. I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. God is everywhere. Handelinge 17 vers 27 en 28 sê, His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Though He is not far from any one of us. For in Him we live and move and exist. As some of your own poets have said, we are His offspring. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. God is oral. Hoor wat sê Genesis 28 vers 16. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place. And I wasn't even aware of it. God is alomteenwoordig. Jy dink jy kan vir mense goed wegsteek? Maar God is saam met jou. Al dink jy jy's alleen in die huis en jy kan nou maak wat jy wil, God kyk vir jou. God sit saam met jou in die TV-kamer. God sit saam met jou in die kombuis. Want maak nie saak waar ons gaan nie, God is daar. As ons is nou vanoggend hier by mekaar en ons sê God is hier. Maar net so 'n paar strate verder is daar nog 'n kerk. En hulle sê God is daar. So waar's God dan nou eintlik? Hè? Nee, God is by daai kerk. Nee, God is by daai kerk. En dan voel daar hierdie kompetisie tussen mense, tussen kinders van die Here. Van my kerk was die Here beter as jou kerk. In my kerk het die Here groter beweeg as in jou kerk. Nee. Daar waar God is, daar is sy teenwoordigheid, daar is vryheid, daar's genesing, daar is alles. Maak nie saak waar ek en jy gaan nie, God is daar. God is daar. Ek dink, my eie opinie is, God se teenwoordigheid word beter ervaar deur die hongerte wat mense het.
So my vraag aan lig en lewe vanoggend is, ek kan nie namens Every Nation of 'n Shofar of 'n Amplified of 'n enige kerk, ek kan nie namens ander kerke praat nie. Maar ek kan vanoggend vir lig en lewe vra, is jy honger vir God? Is jy honger vir sy teenwoordigheid? So die vraag wat ek vandag vir hierdie gemeente wil vra is, wil ons die heerlikheid van God huisves? Okay, so ons is so 7 wat gesê het, prys die Here. Okay, ons wil die teenwoordigheid van God huisves. En die van ons wat 'n honger het daarvoor, gaan dit meer ervaar as enigiemand anders. Het julle al, kom ek gaan met julle ondergesels. Het julle al ervaar? Ons almal sê ons is honger. Nee? En dan stap jy verby 'n restaurant. Dan raak jy al hoe hongerder. Wie van julle was al daar? Alright. Dis nie die een wat reageer op die hongerte wat die voeding gaan ervaar. Ons almal kan na kerk na Spur toe gaan. Wie van julle gaan saam? Right. Ons almal gaan Spur toe. Ons moet gou bel want ons is baie mense. Ek weet nie of hulle ons almal gaan akkommodeer nie. Maar ons almal gaan na kerk Spur toe. Ons almal gaan sit binne in die Spur. Ons almal ruik die Spur kos. Ek maak julle gou 'n bietjie honger. Ek en Leanne bestel vir ons, wel wat ek maar gewoonlik bestel. Ek hou van original goed. Ek hou van goed wat ek ken. So vir hierdie oefening kom ons maak dit sommer net 'n chicken schnitzel. En ek bestel vir my chicken schnitzel. Ek en Leanne kry ons kos. En ons begin eet. Kan ek julle gebruik as 'n voorbeeld? Bradley en Anthea se saam met ons aan tafel. Want ons almal moes nou tafels vol maak, nee? Nou dat dit so gebeur dat ons by dieselfde tafel is. Hulle bestel nie vir hulle kos nie. Hulle ruik die kos. Hulle kwyl al. Hulle kyk vir my en Leanne en ek en Leanne voel aardig want ons eet en ons is soos, gaan julle nie vir julle iets bestel nie? En ons is nee, nie vandag nie, ons het eintlik net gekom om te ruik. Dan vra ek vir Bradley, maar is jy nie honger nie? Ja, ek's baie honger. Dit ruik so lekker. My maag grom al, nee, want jy weet mos as jou neus het eers geruik en dan begin jou maag. Hy prepare. En soos Anthea, maar gaan julle nie iets bestel? Nee, ons het net eintlik gekom vir die fellowship. Ons het eintlik net gekom om te sien. Ons het eintlik net gekom om te gesels. Maar as julle nie honger nie. Ja, ons is baie honger. Maar eet, ek sal betaal. Is dit die issue? Nee, is dit die issue nie. Maar kry vir julle dan iets? Nee, ons het eintlik net gekom. Dit was 'n gewoonte om te kom wanneer ons genooi word. Dis 'n gewoonte om saam te kom. So pastoor, jy het ons genooi vir Spur. En ek sê, maar Bradley, ek het jou genooi vir Spur en vir jou eet. Asseblief, ons betaal. Nee, ons het eintlik maar net gekom vir die fellowship. Eet julle maar, ons sal kyk. Elke Sondag is dit wat gebeur. Elke Sondag is dit wat gebeur. Ons gaan kerk toe uit gewoonte. Ons gaan deur die worship uit gewoonte. Ons het almal 'n diep honger vir God. Ons almal het dit nou net gesê vir mekaar. Ek het nou net gevra, wie is honger vir meer van die Here? En 7 van ons het gesê ja. Maar jy moet die kos bestel. Jy moet aan tafel kom sit en die Here sê, hy dek vir my en vir jou 'n tafel.
kom sit en kom geniet, kom eet van my. Jesus sê vir die vrou by die put, die Samaritaanse vrou, hy sê, almal wat van my drink, sal nooit weer dors kry nie. Maar Here, gee vir my dan van daai water. Daar was 'n dors by haar. En sy het begin drink, soveel so dat sy teruggehardloop het na die dorp toe, en vir almal gesê het, ek dink ek het die Messias ontmoet. En die hele dorp kom uit na die put toe, waar die water is, die water van die lewe. En 'n hele dorp kom tot bekering, as gevolg van een vrou, wat gedrink het. Ek wil vandag vir julle sê, lig en lewe, as ons gaan begin drink en eet van wie God is, gaan hierdie wêreld, gaan hierdie parel nooit weer dieselfde wees nie. Hoekom? Want ek en jy gaan 'n lieflike geur afgee. Die probleem wat ons het as kinders van die Here, is ons eet van verkeerde menu. Die vyand kom met sy menu. Nee. Jy's nie lus vir steak nie. Jy's lus vir hierdie plastic burger. Kyk hoe lekker lyk hy. Daar's 'n program op TV. Can you eat it? Iets soos dit. Dan bak hulle 'n koek. Dan vra hulle, is dit 'n koek of nie? Huh? Is dit kyk? Is dit die program se naam? Okay. Is dit kyk? Ek wil sê dis iets soos dit. Can you eat it? Hey, miskien die volgende series. Maar dan kom hulle en dan sny hulle daai ding om uit te vind, is dit koek of is dit nie? Dit lyk soos 'n regte burger wat hier voor jou is. Dan sny hulle hom en dan sit dit 'n chocoladekoek. En so kom die vyand met baie prentjies, wat regtig lyk, wat lyk asof jy gesatisfy gaan word deur dit wat hy vir jou gaan gee, maar al wat jy gaan eet is wind en distraction, en dit gaan jou net meer honger maak, en dit inteendeel, dit gaan jou weglei van die ware kos. Hoekom? We want quick fixes. Dis baie maklik. Baie maklik om na 'n takeaway restaurant te gaan. Te drive-through. Vinnig. Burgertjie, chips, koeldrankie. Hier gaan ons. En ons gaan eet. Maar as jy in 'n restaurant gaan sit, dan vat dit so 'n bietjie langer tyd. Dit vat 'n bietjie langer tyd. Ek en hulle met nou die dag gaan koffie drink en toe eet ons ietsie saam en ons wag. En ons wag. Ek sê later vir hom, Jesus, hierdie ons so lank, jong. Maar toe daai kossies kom, genade, toe is dit lekker. Vars. Briljant. Ek was so bly ons het gewag. Gaan ek en jy vir God wag? Of gaan ons maar net deur die emotions gaan? Ouens, pastoor het gesê 11:00 is ons hier uit, so hy het nog 25 minute, dan moet dinge klaar wees. Gelukkig vir jou, ek het doelbewus my preek in 2 opgedeel. Is my battery nog fyn? Okay. So wanneer ons praat van die heerlikheid van God, praat ons van sy tasbare teenwoordigheid wat ons kan sien, ons kan hoor, ons kan dit voel. Ons word bewus van God wat inbeweeg. Hy beweeg in. Daar's 'n movement wat plaasvind in ons lewe. Om die heerlikheid van God te huisves beteken om God se gemanifesteerde teenwoordigheid in ons lewe en kerke te verwelkom. Om te sê, Here, ons soek nie net die idee van u teenwoordigheid nie, ons soek u teenwoordigheid. Soos verlede week het ons gekyk en ons het gesien hoe God aan Israel verskyn het hy op die berg Sinaï afgekom. Daar was aardbewing en weerligstrale en die berg het geskud en dit was 'n geweldige prentjie. En net so kom God baie keer in ons kerkgeboue in en hy kom skud die fondasie van jou hart. En dan weet jy, die Here was in die plek.
Jy het miskien nie hoendervleis nou gekry nie, maar hier was 'n beweging. Daar was 'n conviction gewees van, hey, you need to step up. You need to let go of that sin. You need to be pure and holy before me. Daar's hierdie draai wat die Here in jou lewe kom doen het. En ek en jy moet verstaan dat God is alomteenwoordig. Ons kan God oral ervaar, selfs in die ry by Pick n Pay of by Binnelandse Sake of waar jy ook al gaan staan. Jy kan God se teenwoordigheid ervaar. Pastoor, ek ervaar nie God se teenwoordigheid by my werk nie, want my baas en hierdie ou en hierdie ou en hierdie ou, kan ek vir jou vandag goeie nuus gee. God se teenwoordigheid word nie bepaal deur iemand anders nie. God is oral. Hy's oral. En ek en jy moet daardie teenwoordigheid van God huisves, want wanneer ons dan in 'n plek instap, dan dryf die lig die duisternis. En mense kan vry word, mense kan verlig word, mense kan 'n ontmoeting met God beleef. Hoekom? Want ek en jy huisves God in ons lewe. En waar ons dan ook al beweeg, daar kan God funksioneer. Hoekom? Want ek en jy word sy hande en sy voete. Sê vir die persoon langs jou, ons moet sy hande en sy voete wees. Wanneer God ontvang word en verwelkom word, dan openbaar hy homself deurdat ons sy teenwoordigheid sien, beleef en verander word deur hom. Wanneer ons dit oopmaak. Ons grootste begeerte moet wees to encounter God. To have an encounter with him. Manifest presence is when God reveals himself in a way you cannot ignore. You cannot ignore it. You know it's God. It brings conviction, comfort, awe, power and change. Ons moet toelaat dat God se teenwoordigheid ons verander. En dit is hoekom baie mense, 'n groep mense so 'n teenwoordigheid, so 'n gebou kan bymekaar kom. Van ons wat vanoggend hier is, gaan hier uitstap en sê, ja, pastoor het gepraat van God se teenwoordigheid en dat hy God se teenwoordigheid ervaar het. Maar ek het niks gevoel nie. Ek het niks gesien nie. Ek het niks daar was niks vir my nie. Maar ander mense sal weer uitstap en sê, "Jo, die Here het so aan my hart getrek en die Here het so gewerk aan my verstand en die Here het my gehelp om nie meer te dink dat ek useless is nie, maar dat ek actually 'n goeie mens is en dat ek iets vir die koninkryk van God kan doen. Dat ek waarde het. Die Here het met my gepraat." En so kan 'n groep mense dan in hierdie plek wees. Hoekom? Want baie mense kom in 'n gebou in wat nie honger is vir God nie. Jy kan byspur wees en nie eet nie. En nie eers weet dat daar 'n ete bedien is nie. Jy kan inspur sit en weet daar word etes bedien, maar nie eet nie. Want jy sit en kyk net, jy het 'n spectator geword. Hoeveel van ons het kerk toe gekom net om te kyk? Ons moet hier wees om te ontvang. Ons moet hier wees om deel te neem aan dit waarmee die Here besig is. En dit is die bewoording wat ons dan baie keer gebruik om te sê, ons moet deurdruk. Jy moet deurdruk om in God se teenwoordigheid in te kom. Dit beteken dat ek meer en meer van myself neerlê en meer van hom in my lewe innooi. Om my oor te oefen en te sê, okay, hoor ek nou die Here? Praat die Here nou met my? Okay, ja, die Here praat met my. Hoe weet ek dit? Want die Here het nou net bevestig deur iets anders. En so leer ons in hierdie venue om God se teenwoordigheid te ervaar. Daar's te veel van ons wat hier is, wat nog te versigtig is. Ons is nog te versigtig vir God se teenwoordigheid. Ek wil nou nie 'n spektakel van myself maak nie. Dis hoekom ons vir mekaar sê,
trek gemaklik aan. Dat as jy wil dans, dans jy. As jy lê op die vloer en voor God en hom aanbid, dan lê jy op die vloer en jy aanbid God. As jy net wil stil staan, staan jy stil. As jy wil sit, sit. Maar hey, kom by 'n plek waar jy die Here loof en prys. Kom by 'n plek waar jy hom soek. Moenie net kom sit en sê, daai ou het weer te kere gegaan nie. Ja, nee, kyk. Hierdie een het nou weer daai gedoen. Jou oë was totaal en al op verkeerde plek. Nou, God sal nooit in jou lewe funksioneer en 'n manifestasie doen in jou lewe dat jy 'n distraction is vir ander mense nie. God gaan in jou werk. Hy's 'n gentleman. As jy omval in sy teenwoordigheid, hy gaan nie toelaat dat jou rok bo jou kop gaan nie. Okay? Ek het al ouens gesien wat val in die gees, want God se krag kom oor hulle, dat hulle kop teen die verhoog slat, en daar's nie 'n duitjie, of 'n bietjie bloed, of niks nie. God is 'n gentleman. Maar so baie mense is nog versigtig om totaal en al oor te gee. Want ek wil nie 'n spektakel wees nie. Jy gaan nie 'n spektakel wees nie. God gaan nie met jou, jy's nie 'n poppie wat jy in toutjies is en hy gaan jou vir jou maak nie. Die Here weet wie jy is. Hy weet om met jou te werk. Hy weet as jy 'n bomlakiesie moet maak. Hy weet as jy moet stil sit. Hy weet as jy moet stil sit. Hy weet as jy moet halleluja sê. God is lief vir jou. Hoor gou. Hoor gou. God is lief vir jou. Al wat hy van jou vra en van my vra, bring jou lewe. Be a living sacrifice. Moenie submit onder hoe ander mense dit doen nie. Bring jouself vir die Here. Amen. Bring jouself vir die Here. En hy sal met jou werk. Hy gaan jou vorm. Hoor wat sê A.W. Tozer. Hy sê, I want the presence of God himself, or I don't want anything at all to do with religion. I want all that God has, or I don't want any. Dis 'n bold statement. Om te sê, ek soek alles van God. Anders soek ek niks. Ek soek alles van God. En kom ek wees eerlik vanoggend? God wil alles vir jou gee. Hy wil homself vir jou gee. Ek praat nie nou van alles materialisties nie. Moenie nou daar gaan nie. Ons praat van God se teenwoordigheid. Hy wil homself openbaar aan jou, maar hy kan homself net soveel openbaar soos wat jy hom toelaat en soos wat jy kan hanteer. Hy sê vir Moses sê, Here, ek wil u heerlikheid, ek wil u gesig sien. En hy sê, reg, draai om, ek gaan met my rug verby jou gaan. Dat jy net 'n stukkie van my sien. Net 'n stukkie van my heerlikheid sien. En toe Moses van die berg afkom, toe skyn sy gesig so helder, dat hulle 'n wyl oor hom moes gooi. God gaan nie jou, as ons totaal en al in God se teenwoordigheid inbeweeg, en ons staan nie op regheid en geregtigheid en in eerlikheid en purity voor God nie, gaan ek en jy sterf. Jy gaan dood neerval. En daarom het ek en jy die gees van God nodig, om ons te kan inlei in sy teenwoordigheid. Dis hoekom ons moet klaarkry met sonde, dis hoekom ons moet klaarkry met die dinge van hierdie wêreld. Ons moet inbeweeg in sy teenwoordigheid met die Heilige Gees. Dis deur Jesus. En wat het Jesus vir my en vir jou kom doen? Hy het gesê, ek vergewe jou van al jou sondes. Dis hoekom ons Jesus Christus aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Dis wat hy in die kruis gedoen het. Hy het gesterf sodat daar 'n offer kan wees vir sonde. Wat sê dit vir my en vir jou? Dit sê vir ons dat sonde is 'n groot probleem wanneer dit kom by die teenwoordigheid van God. We need to be cleansed. Ons moet gereinig word. En dit beteken dat ons gedagtes gaan moet vernuwe. Romeine 12 vers 2 sê, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Why? So that you can know and prove what the good, acceptable and perfect will of God is. Baie van ons vra, wat is God se wil vir my? Dis juis hierin, dat jy jou verstand moet vernuwe, rondom wat God sê in sy woord. A.W. Tozer sê ook die volgende, hy sê, I cannot imagine how religious persons can live satisfied without the practice of the presence of God. While I am with him, I fear nothing. Skus, dit was 'n brother Lawrence wat dit gesê het. Hy sê, without the practice of the presence of God, while I am with him, I fear nothing. En ek kan vandag vir jou sê met alle eerlikheid in my binneste, as jy in God se teenwoordigheid wandel, dan is daar 'n boldness wat in jou opkom. Daar is 'n courage wat by jou opkom, wat ver bo kan dit is wat jy al ooit gedink het. Want as ek en jy in sy teenwoordigheid instap, dan kom die Here en hy maak vir my en vir jou 'n woning waar hy kan bly. Baie van ons nooi die Here in, maar ons gee net die sitkamer vir die Here. Here, u mag nou net hier by die sitkamer kom, ek het die Bybel mooi afgestof hier op die koffietafeltjie. So, wanneer ek in die sitkamer kom, dan kan ons gesels. Dan kom die vyand in, en hy klim deur die kombuisvenster, en hy oorrompel jou in die kombuis, en dan vra jy vir, Jesus, waar was jy dan nou? En sê, maar hy het gesê, ek mag net hier bly in die sitkamer. Dan sê, okay, Here, u mag in die kombuis ook inkom. Kombuis en sitkamer, dis al waar u nou mag wees. En nou begin jy beleef dat die Here nuwe dinge in jou lewe oopmaak. Al begin 'n nuwe ervaring van wie God is. Hoekom? Want jy het nou meer spasie vir hom gegee. Maar nou sien jy in jou huwelik, dinge gaan nie so lekker nie. En jy weet nie lekker wat aangaan nie. En jy vra vir die Here, Here, maar waar is u? Dan sê jy het gesê, ek moet uit jou slaapkamer uitbly. Jy sê, okay, Here, kom in my slaapkamer, ek het u nodig, Here, kom vat oor. Eventually, gee ons alles oor aan die Here. En nou kom die vyand by die deur, en hy kom klop aan die deur, en Jesus maak die deur oop. Dis nie meer ek en jy nie, dis die Here wat nou kom oorneem. Hoeveel gaan ek en jy toelaat dat die Here werk in ons lewe? Hoekom is dit so belangrik om God se teenwoordigheid te huisves? Ons moet God se heerlikheid huisves, want niks anders kan die juk van sonde breek, blywende transformasie bring of die verlorenes intrek nie. Dis God se teenwoordigheid. Dis God se teenwoordigheid wat mense se lewens verander. Baie van julle sit vanoggend hierso omdat julle gesê het julle wil deel wees van lig en lewe want julle ervaar God hierso. Dis nie 'n nice pastoor en 'n nice band en 'n nice setup wat jou genooi het nie. Dis God se teenwoordigheid. En my gebed is dat ons nie God se teenwoordigheid sal min maak nie, dat ons dit nie sal artificial maak nie, dat dit nie net nog 'n religious move sal wees nie, maar dit regtig en werklik die uitbreek van ons hart sal wees om te sê, Here, ek wil in u teenwoordigheid wees. En weet julle waar begin dit? Begin in jou binnekamer. Dit begin by daai plek waar jy alleen voor God is. Waar jy alleen voor hom is en waar jy by sy voete sit en vir die Here sê, Here, kom verander my lewe. Kom maak my lewe dit wat u wil hê dit moet wees. I surrender. Was 'n liedjie wat ons jare terug gesing het. I surrender all. I surrender all. En dan gaan die liedjie verder. Ek kan nou nie die woorde onthou nie, Yuri. Maar ek en jy moet ons lewe surrender. Wat beteken dit? Dit beteken jy gee oor. Het gaan nie meer oor jou wil nie. Het gaan nie meer oor wat jy wil doen nie. Het gaan oor wat wil God in jou lewe doen. Wil God daai TV-program nog kyk saam met jou? Wil God nog daar in daai kroeg saam met jou sit? Wil God nog daai boek op jou bedkassie sien? Alles wat ons doen in die lewe, moet ons vir die Here vra, Here, wat wil u hê vir my lewe? Wat is goed vir my lewe nou?
So kom ons kom terug na die vraag vir vandag. What does it mean to host the glory of God? Om God se heerlikheid te huisves beteken om 'n woonplek vir God se teenwoordigheid te word. Ek en jy moet 'n woonplek wees vir hom. Beide individueel, maar ook gesamentlik. Moet ons 'n woonplek wees vir hom. Om te woon beteken om God se teenwoordigheid daagliks te huisves en 'n atmosfeer te skep waar hy verwelkom en gehoorsaam en geëer word. A.W. Tozer het die volgende gesê, the difference between, hierdie moet julle nou baie mooi luister. The difference between a revival visitation and habitation is whether the people prepare a place for God or only want a performance from him. Baie van ons sien elke Sondag hoe die Here kom en mense vorentoe roep, of dit nou vir siekte is, of dit nou vir een of ander behoefte is, en ons sien hoe die Here werk, ons sien wonderwerke wat gebeur. Kom ons net kerk toe vir die performance? Of kom ons actually kerk toe en wil ons meer van God hê, want ons wil hê dat hy woning moet maak in ons lewe. Dat sodat waar ek ook al beweeg, dat die Here kan werk soos wat hy wil. As jy net agter God se performance aan is, en as jy net wil perform, dan mis jy die hele punt of being a host of his presence. Want baie keer om God te huisves is om ons monde te hou. Baie keer om God te huisves is om stil te wees. Want hoekom? Die Bybel sê, don't conquer evil by doing evil. Conquer evil by doing good. So ons wil uitlash en ons wil doen wat ons wil doen. Maar God kom en hy sê, nee, omdat ek in jou woon, omdat jy my huisves, you will do it God's way. And you will show love. You will show love. You will handle the situation differently. Maar Here, ons moet hierdie ding, ek gaan nou my stuur, ek gaan nou daai ouens. Nee. Breek, laat die teks voor jou inry. En sê, may God be with you. Doing it God's way. Leonard Ravenhill het gesê, the church is dying not because God won't visit. Luister baie mooi. The church is dying not because God won't visit. Ons almal weet God besoek. God kom en hy raak mense aan. Hy sê, but because we failed to become his dwelling place. Moenie God soek vir jou volgende geestelike fix nie. Moenie God soek in die woord om die volgende revelation net te kry sodat jy jouself kan grootmaak en sodat jy mooi kan klink nie. Nee, elke revelation wat die Here vir ons gee, gaan oor mense wat na hom getrek toe moet word. Dit gaan oor dat mense kan wakker word en nader beweeg aan God. Dit gaan nie oor dat jy nou 'n boek moet skryf nie. Ja, is julle nog lief vir my? Okay. Sal ons net sy besoek geniet? Of sal ons 'n plek voorberei waar hy kan woon? Sal ons net God se besoek geniet? Of sal ons 'n plek vir hom voorberei? Exodus 25 vers 8. Have the people of Israel build me a holy sanctuary so I can live among them. God se begeerte is om tussen ons te leef. God se begeerte is om woning te maak in ons lewe. Volgende week gaan ek aangaan. Moenie volgende week mis nie, asseblief, maak 'n punt daarvan.
Maak 'n punt en moenie volgende week mis nie. Ons gaan volgende week dieper gaan. Dieper in God se teenwoordigheid. Dieper in die verstaan wat dit beteken om 'n woning vir God te wees. Amen? Right, kom ons staan. Nadat jy die woord van God gehoor het vanoggend, wil ek vir jou 'n vraag vra. En ek wil hê jy moet jouself beantwoord. Of jy moet beantwoord deur, jy kan dit in jou gedagtes sê, of jy kan amen sê, of wat ook al. Maar ek wil nie hê dit moet net nog 'n vraag en ja, amen. Maar dan stap jy uit en dan is jy maar net weer same old nie. Ek wil hê jy moet bietjie mooi dink aan hierdie vraag. En die vraag is, wil jy God se heerlikheid, sy teenwoordigheid huisves? Wil jy God se heerlikheid huisves? Want dit gaan van jou vra. Dit gaan iets van jou kos. Dit gaan kos dat jy nie meer doen soos wat jy dit wil doen nie. Dit gaan kos dat jy dit nou doen soos wat God sê jy moet dit doen. In die verlede is dit hoe ons gepraat het. Maar omdat ons nou gesê het, ons wil God se teenwoordigheid huisves, nou kan ek nie meer net praat nie. Ek moet nou my taal verander. Ek kan nie net meer vloek soos wat ek wil nie. Julle moenie vloek nie. Ek kan nie net meer doen soos ek wil nie. Ek is nou lus vir dwelms, so ek gaan dwelms gebruik. Ek is nou lus vir iets om te drink, so gee vir my die sterkste. Praat gou 'n bietjie reguit met julle, is dit right? Ek het altyd besigheid so gedoen, want ek skor baie. Nee, as God in jou woon, doen jy besigheid op God se beginsels en op geregtigheid. Dis net 'n paar voorbeelde, daar's nog duisende ander. So wees versigtig as ons dan sê, ons wil die teenwoordigheid van God huisves, want dit gaan jou 'n prys kos, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy dit doen, it will be the greatest reward you will ever receive. It will be the best thing that ever happened to your life. If you make your life a place where God can live. God het 'n begeerte om by jou en by my te woon. Nie net te besoek nie. Hy wil by jou bly. Hy wil nie net die spaarkamer hê nie. Die spaarkamer is nou sy kamer. Julle hoor wat ek sê. Hy wil nie in die woonstelletjie agter op die erf bly nie. Hy wil in jou huis bly, waar hy in jou in die oë kan kyk en waar hy met jou 'n pad kan stap en waar ek en jy kan verander word deur sy teenwoordigheid. It will cost you something, but the rewards are out of this world. Letterlik. It will be heavenly. Amen. Is julle happy? Is ons reg om die Here te soek? Ontvang die seën van die Here vanoggend. Numeri 6 vers 27 sê, whenever Aaron and his sons bless the people of Israel in my name, I myself will bless them. Hierdie blessing is nie net my woorde en my stem wat jy na luister nie. Dis God, die skepper van hemel en aarde, wat ons seën met hierdie seëninge. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, ons soek nie die guns van hierdie wêreld nie. Ons soek nie die beskerming van hierdie wêreld nie. Ons soek nie die blessings van hierdie wêreld nie. Here, ons soek nie dit wat die wêreld vir ons kan gee nie. Ons soek nie mensgemaakte vrede nie. Ons verlang U in ons lewe.
En Here, ons het vandag gehoor, U is alomteenwoordig en maak nie saak waar ons beweeg nie, U is daar. En Here, so wil ons vandag alles vir U kom gee en kom vra, Heilige Gees, kom skaaf ons, kom skuur ons, kom vorm ons en help ons om 'n woning vir God te wees in ons lewe. Here, ons wil nie gesien word nie, maar ons wil hê dat die wêreld U moet sien en U moet beleef. Dis my gebed in Jesus naam, Here, dat ons hierdie week werklik lig en lewe sal wees vir mense daar buite wat hoop nodig het, wat lig nodig het, wat lewe nodig het. Here, werk en funksioneer asseblief deur ons. Gebruik ons as U hande en U voete in hierdie week, dat U naam verheerlik sal word, waar ons ook al beweeg. En ja, Heilige Gees, dankie, dat al fouteer ons hierdie week, dankie Heilige Gees, dat U genade vir ons so groot is, dat in hierdie pad wat ons leer en wat ons gevorm word, dat U ons help om oor ons eie begeertes te kom, maar dat ons die begeertes van God in ons lewe sal soek. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.